die wat dan nou wonder oor vandag se preek, ja, hy het eers gister vanmiddag vir my gesê dat ek moet preek. So as dit nou voel of ek bietjie duimsuig of iets, verstaan jy, daarom nie ek grap. Ek gaan nie duimsuig nie, ek beloof. Die Here het regtig nogal duidelik met my gepraat. So ek wil dit net noem. Dit gaan nie duimsuig wees nie. Nou, ons vra vandag 'n baie eenvoudige vraag oor vergifnis. Ons vra vandag of vergifnis die einddoel is. Nou wat bedoel ek as ek sê die einddoel is? Is vergifnis wat God se idee was toe hy nou besluit het om ons te red? Was dit dood eenvoudig om ons te vergewe? As ons besig is om mense te vergewe, is om op 'n punt te kom waar ons hulle regtig vergewe. Regtig die einddoel. Is dit al wat dit is? Want ons het vir 'n rede Efesiërs 4:32. Ons almal ken dit, vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Ons ken al die skrifgedeeltes wat vir ons vertel dat ons moet vergewe soos hy vergewe. So dit gee vir ons 'n idee, 'n model van hoe ons moet vergewe. Maar in die tyd waarin ons leef, het ons waaragtig waar dit reg gekry om soveel ander goed, selfs vergifnis, selfsugtig te maak. Dink bietjie daaraan. Ons kry dit in die kerk ook. Dink bietjie daaraan. So, baie keer, selfs in die kerk en natuurlik in die wêreld met moderne sielkunde en so aan, besef ons dat ons moet vergewe. Want ons moet hierdie kettinge van ons afkry. Man, ek moet net vergewe want dan gaan ek vry wees. Dit gaan hierdie gewig wees wat van my skouers af is. Ek moet hierdie ou laat gaan sodat hy my nie meer terughou nie. Hoor hoe klink dit, né? Nou natuurlik, daar is voordele in ons vir vergifnis. Dit is absoluut waar. Met hierdie vergifniskursus waarmee ons besig is dit baie duidelik dat daar voordele is vir ons as ons vergewe. Maar dit is so snaaks hoe dit regtig nogal 'n ding geword het. Julle agtergekom, ons wil selfs vergewe vir ons eie gewin. Iemand nie noodwendig vergewe omdat ons regtig waar die beste vir hulle wil hê, omdat ons regtig waar Jesus se liefde wil modelleer nie. Ons wil hulle baie keer vergewe want ek wil net nie meer so voel soos ek voel nie. Ek kan dit nie meer hanteer nie. Dis nou daai folteraars vir die wat die kursus doen. Maar dit is nogal snaaks dat ons 'n manier het om selfs dit te doen. Nou, die eerste skrifgedeelte wat ek graag wil deel vandag. Die eerste punt wat ek wil maak, daar's 3 hoofpunte. As jy nou besig is om notas te neem, daar's 3 hoofpunte. Die eerste punt wat ek graag wil maak vandag is nogals ek gaan nou die Engels gebruik, dis nogal 'n bold claim. Vergifnis is nie vir ons nie. Nou, jy moet dit asseblief in konteks vat. Christus se vergifnis is vir ons. Dis nie wat ek bedoel nie. Maar as ons vergewe ons nie vir onsself nie. En wat bedoel ek daarmee? Kom ons kyk na die model wat ons het. Hoe Christus ons vergewe is natuurlik ons model. Nou, ek gaan net iets noem en dan gaan ek aangaan en dan sal ons terugkom daarna toe. Dink ons dat God ons vergewe het, omdat hy een of ander voordeel uit dit uitgekry het? Dink ons dat God ons vergewe het, sodat hy kan beter voel? Hou dit net in gedagte, dink net aan daai enetjie, en dan gaan ons weer terug by hom kom. So 2 Korintiërs 2 vers 5 tot 8, hoor wat sê hierdie gedeelte? As iemand hartseer veroorsaak het, is dit nie net ek wat hartseer is nie, maar julle almal, of ten minste sommige van julle. Vir so 'n persoon, so net om konteks te gee. Kyk, kom ek gee net konteks. Nou hier was iemand in hierdie kerk wat baie groot aangejaag het en hulle was ontrou gewees. Nou ek gaan nou nie die details noodwendig nou gee nie, dis nie die punt nie. Hierdie persoon het groot aangejaag en was in verskriklike sonde vertrap gewees en in 1 Korintiërs kan jy lees oor wat Paulus vir hulle sê hulle moet doen. Nou dit was 'n ding gewees wat so onrus in die gemeente veroorsaak het dat Paulus vir hulle gesê dat hierdie persoon moet uit die gemeente uitgaan. Nou dis nie al wat hy vir hulle gesê het oor hierdie persoon nie, maar let op, so dit was die eerste brief wat hy vir hulle geskryf het. Nou verwys hy heel moontlik weer na dit.
Nou sê, as iemand hartseer veroorsaak het, is dit nie net ek wat hartseer is nie, maar julle almal, of ten minste sommige van julle. Vir so 'n persoon is hierdie bestraffing deur die meerderheid genoeg. Nou hy praat daarso van wat hy vir hulle gesê het, hulle met hierdie persoon moet doen in 1 Korintiërs. Hoor wat sê vers 7. Nou is dit die tyd om so 'n persoon eerder te vergewe en by te staan. Hoekom? Ja, sodat julle kan beter voel. Sodat julle 'n gewig van julle skouers af kan hê. Hoor waar lê die barmhartigheid en die bekommernis. Anders kan hy deur te veel berou verteer word. Daarom smeek ek julle, bewys liefde aan hom. Jo. So vir wie is daai vergifnis? Is dit vir daai kerk of is dit vir daai persoon? Dis vir daai persoon. Ek wil tog nie hy moet deur te veel berou verteer word nie. En ek wil net iets noem. Ek dink ouens kan saam praat. Ons sien baie keer sulke voorbeelde van mense wat vir soveel jare dalk in verhoudings waar daar dinge skeef geloop het, daar selfs miskien ontrou was, maar mense kies om met die verhouding aan te gaan en hoe ook al, dat daar vir soveel jare hierdie berou is. En daar's net nie losmaking nie. En die persoon se lewe word dan baie keer opgesom net deur hierdie berou. En dit verteer hulle. 'n Mens kan tot die dag jy dood is, jammer voel oor iets en nooit verder kom as dit nie. En ongelukkig is mense wat geroep word om 'n mens dan te vergewe as jy die een is wat verkeerd gedoen het. Ook nie altyd noodwendig bereid om jou te help, sodat die berou jou nie meer verteer nie. Sien, waarvan ek vandag praat, is ek praat van die ander kant van hierdie selfde muntstuk. Ek vra, wat van die ou wat aangejaag het? Wat van my en jou? In Korintiërs 13 vers 5, so let in gedagte, sy opsomming van wat hy hulle smeek in vers 8 sê hy, bewys liefde aan hom. Nou 1 Korintiërs 13 is 'n wonderlike gedeelte, die volgende gedeelte. En 1 Korintiërs 13 gee ons 'n awesome opsomming van wat liefde is. Maar ek wou net iets uitwys. So hy smeek hulle om liefde te bewys aan hierdie persoon, sodat die berou hom nie verteer nie. Hoor wat sê hierdie gedeelte? Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie. Okay, so dit klink redelik drasties, nê? Om nie boek te hou van die kwaad nie, klink nogal soos 'n next level tipe van 'n vergifnis. En dit is tog liefde. Liefde jaag ook nie eie belang nie. Kan dit wees dat ons die persoon wat teen ons oortree het, dalk regtig kan lief hê? Dalk regtig so innige deernis met hulle kan hê, dat ons graag die beste vir hulle wil hê? Of gaan ons altyd op 'n manier 'n tipe van boekhou daarvan, al kom ons nou los en ons vergewe en al hierdie goed, baie nice. Ons voel beter, maar die persoon is dalk besig om te vergaan van berou. Dis iets om aan te dink. Nou, daar's 'n rede hoekom ek gebid het, toe ek gebid het, dat menslike manier van dink nie in die pad van die boodskap kom nie. Nou wat ek daarmee bedoel is, ek verstaan, ons kan 300 voorbeelde gee, van moeilike, verskriklike, ondenkbare moeilike situasies van vergifnis op hierdie aarde, wat ons hier kan sê hoe. Ek besef dit ten volle. Maar wat ek ook duidelik wil maak is, my doel met die woord wat ek deel vandag, is om nie vir elke persoon te sê, hoor hierso, hier's die reël van hoe ons elke liewe ding gaan hanteer nie, is dood eenvoudig om te sê, hoor hierso, hier's 'n beginsel, miskien moet ons net oplet daarna, en dan natuurlik het ons eie verhouding met die Here, en ons sorteer dit met hom uit, en ons doen reg volgens wat ons in die woord sien met hierdie beginsel. So, dit glad nie, die punt hiervan is nie om te probeer dink, dat alle situasies van vergifnis is nou eenvoudig nie. O God, nee, dis die teenoorgestelde. Ek besef dit. Maar, ek kan nog steeds nie verskoning maak vir 'n beginsel nie, wat dood eenvoudig net is wat dit is in die woord nie.
So as ons 'n probleem het met die feit dat hierdie beginsel te veel van my vra en 'n onmoontlike taak voor my sit, dan let asseblief net op. Ek sê nie, dit is wat ons moet doen nie. Vir myself lyk hierdie in sekere opsigte soos 'n onmoontlike taak. Ek wil net deel wat ons in die woord kry rondom dit. Dis al wat ek wil doen. Ek het gewonder of ek die volgende skrifgedeelte wil deel, maar ek het besluit ek gaan die volgende skrifgedeelte deel, want ek is besig om te praat saam punt 1, dat liefde, en die liefde wat ons natuurlik veronderstel is om te bewys, dat liefde van God af, en ware liefde met ander woorde, iets verskriklik drasties is. Dit is iets wat nie sin maak nie. Die vergifnis, die tipe vergifnis is iets wat moeilik is en menslik nie sin maak in my kop nie. Hoor wat sê Lukas 6 vers 32. Nou, Lukas 6, dis hier van omtrent vers 27 af. Hierdie gedeelte draai baie goed wat ons deesdae glo sommer op sy kop. Weet jy, Jesus sê sommer hier in Lukas 6, sê hy sommer as iemand iets by jou steel, moet jy dit nie terugeis van hulle af nie. Dis hoe drasties Jesus hier gaan. So, dis nou nie hierdie gedeelte nie, is bietjie voor dit, maar ek noem dit net, hierdie hele gedeelte is hierdie absolute drastiese liefde, wat menslik eintlik logies nie sin maak nie. Maar dis die liefde wat vir ons gemodelleer word. Hoor hierdie gedeelte. Ek wou die gedeelte net lees en ek weet dit is 'n redelike groot gedeelte, maar ek het net besef vanoggend ek moet hierdie gedeelte insit. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, hoe kan julle enige dank verwag? So as jy net lief is vir die mense wat lief is vir jou, hoe kan julle enige dank verwag? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle liefhet. En as julle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir julle doen, hoe kan julle enige dank verwag? Die sondaars doen dieselfde. So dis nie 'n prestasie vir ons om liefde te bewys vir iemand wat nice is met ons nie. Dis nie 'n prestasie nie. Hoor wat sê vers 34. En as julle hoor hoe drasties is hierdie liefde. Onthou, as Jesus in hier vers 27 begin, dis daar waar hy sê as iemand jou slaan, draai die ander wang. Ek dink ons begin besef, dis al die drastiese voorbeelde wat soos way te veel vir ons menslik voel. Dis hierdie gedeelte waarmee ons besig is. Hoor wat sê vers 34. En as julle net geld uitleen aan mense van wie julle hoop om dit terug te kry, hoe kan julle enige dank verwag? Okay, ek lees net wat hier staan. Sondaars leen ook aan sondaars solank hulle maar net dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, julle moet julle vyande lief hê. Doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, hoor hierso, omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Vers 36, julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is. Nou ek dink ons verstaan hoekom ek graag hierdie gedeelte wou gee, want dit is absolute opsomming van hoe verskriklik drasties die liefde is wat God vir ons modelleer en waarna ons geroep word. Dit bring my nou natuurlik by my tweede punt en ek beloof, ek is iewers heen op pad. My tweede punt is dat vergifnis is gebaseer op Christus se voorbeeld. Nou, dit is eintlik redelik eenvoudig en ek wil nie te lank op hierdie punt spandeer nie. Maar Kolossense 3:13 sê vir ons natuurlik verdra mekaar en as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Ons kry die hele tyd hierdie opdrag, né? Soos God jou vergewe, moet jy vergewe. Soos God jou vergewe, moet jy vergewe. Maar ons vergeet baie keer, dit beteken met ander woorde, as ek in 'n situasie is waar ek nie weet wat om te doen rondom vergifnis nie, is daar 'n model vir my om na te kyk. En die model is hoe Christus ons vergewe het. Nou ek het al agtergekom, daar's baie moeilike situasies oor vergifnis, baie. Ons kan nou net begin kreatief raak oor al die maniere waarop mense verskriklik kan wees met mekaar. Maar ek het nog nie een keer, as ek onseker is oor hoe vergifnis in 'n situasie gaan lyk, nie 'n tipe van 'n beter idee gekry
as ek regtig net besef, okay, as ons kyk na die model van hoe Christus ons vergewe, hoe behoort ek dit dan nou te doen hierso? Kom ons kyk in Matteus 18, nou hierdie gedeelte is ons nog heeltyd mee besig, ek wil nie die hele gedeelte eers deel nie, dis natuurlik die gedeelte waar hierdie mense, hierdie amptenare, nou natuurlik hierdie koning geld skuld, en hy skryf mos die een se skuld af, en hy wil nie dit vir die ander een doen nie, en dan trek die koning sy skuld, sy skuld wat hy afgeskryf het, hy trek die besluit terug, ons ken die hele gedeelte. Maar, hoor hier in vers 32, daarop ontbied sy Here hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, dis nou na hy nou natuurlik nie wou teruggee aan die ander persoon nie, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, hoor wat sê hy, omdat jy my gesmeek het. So wat sê die koning nie? Hy sê nie, want ek kon nou nie meer dit handle nie. Ek het nou hierdie gewig van my skouers afgehad. Hy het besluit om goed te wees vir die ou wat aangejaag het, want hy kan. Want hy is in die posisie om dit te kan doen, en hy is die koning. Hy kan dit doen. So hy het besluit om hom genade te bewys, omdat hy hom gesmeek het. Nou die smeek, weet ons nou nie natuurlik presies hoe dit gegaan het nie. Maar, nou sê hy natuurlik in vers 33, moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie. Sien, as ons sê dat Christus se vergifnis ons model is, dan is ons besig om iets baie groot te sê. En ek dink ons moet klaar besef, dan is ons voorbeeld van hoe drasties daai vergifnis lyk, klaar menslik eintlik maak dit nie sin nie. En Christus se drastiese vergifnis is terwyl hulle besig is om hom dood te maak, Here vergewe hulle. Dis hoe drasties sy vergifnis is. So dit is baie drasties. Maar wat vir my snaaks is dat ons partykeer vergeet dat hierdie model van vergifnis sê vir ons iets. Solank ek vergewe soos Christus my vergewe het, beteken dit dat ek myself in opsigte van God op die regte plek sien. So met ander woorde, vergifnis is direk gekoppel aan ons hoogmoed. Aan hoe hoogmoedig ons is. En wat bedoel ek daarmee? Wat ek daarmee bedoel is wanneer ek voor Christus dink ek is redelik smart, en ek het daarom nou al lank genoeg die Here gedien, so ek het daarom nou al redelik sy goedheid verdien, en ek dink my plek in die hemel is redelik veilig, en ons vergeet dat ons net so skuldig voor hom staan as dit nie vir Christus was nie, soos al die res van die mense in die wêreld, dan kom ons op 'n plek waar ons begin dink, ons het die reg om te kies of ons kan vergewe of nie kan vergewe nie. So wat ek probeer sê is, ons onvergewensgesindheid is 'n direkte simptoom van hoogmoed. Want hoe kan ek iemand nie wil vergewe, terwyl ek self besef hoe ernstig ek sy vergifnis nodig het nie? Sien hoe laer ons onsself sien voor hom, met hoe nodig ons hom het in opsigte van dit, hoe makliker raak dit om dieselfde te bewys aan iemand anders. Maar net soos hierdie amptenare, die oomblik as ons begin dink, ons is nou nogal smart. Dink aan die voorbeeld wat Jesus gee oor die fariseer en die tollenaar. Die fariseer kom by die tempel. Nou hierdie is nou maar Ruben se vertaling hierso, in moderne Afrikaans. Hy sê vir die Here, dit klink baie keer soos Christene vandag baie keer klink, nê. Here, dankie dat ek nie meer soos daai ouens is nie. Here, dankie dat ek nie meer die sondaar is nie. Dankie, Here, ek is nie meer soos hulle nie. Dis hoe ons baie keer, dis baie keer hoe ons bid. Dit het die trend geword. En dan is die tollenaar daarso, en hy slaan op sy bors, hy sak in mekaar en hy sê, Here, vergewe my, want ek is 'n sondaar. Dan sê Jesus in die Nuwe Lewende Vertaling, sê hy die volgende, hy sê, die tollenaar is die een wat daardie dag huis toe gaan, wie se saak met God reg is. Want hy besef sy afhanklikheid van sy redder, en hy besef hy is in geen plek om vinger te begin wys nie. En is dit nie maar wat ons doen, as ons nie wil vergewe nie. So net om dit net op te som, die eerste punt was, dat onthou, vergifnis is nie vir ons nie. Dis om genade te toon vir daai persoon. Die tweede punt is, onthou, dat vergifnis is gebaseer op hierdie model, wat Christus vir ons gee.
En dan nou, die laaste punt. En hierso, as jy nou gedink het, dat ons drastiese voorbeelde gebruik het. Hier raak ons nou so drasties soos jy kan kom. Want hier is 'n tall order wat volgende kom. Punt nommer 3. Die doel van vergifnis is versoening. Die doel van vergifnis is om verhouding te herstel. Ons het nou net gesê dat ons model vir vergifnis is God se model van hoe hy ons vergewe het. Het God ons net vergewe, sodat hy nou maar net kan ontslae word raak van ons, en sodat dinge nou maar net, at least is ons nie kwaad vir mekaar nie. Dis nie wat hy gedoen het nie. God se plan met hoe hy ons vergewe het, onthou ons moet vergewe soos Christus ons vergewe, was om sy verhouding met ons te versoen. Dit wat gebreek was. Al die ontrou, al die goed wat plaasgevind het. Sy doel was om 'n nuwe verhouding met ons te hê. So sy doel is nie om die ou verhouding weer terug te bring nie. Sy doel is om 'n nuwe verhouding met ons te hê, wat anders lyk. Maar hy het ons nie net vergewe, net om ons te vergewe nie. In Genesis 50 sien ons 'n baie mooi voorbeeld van Josef. Ons kan sommer dadelik dink hoekom Josef so 'n pragtige, wonderlike voorbeeld is oor versoening en die doel van vergifnis wat versoening is. Ek gaan net saam lees in vers 19. Die hele storie het nou gebeur met sy broers en alles, en nou is die hongersnood en die broers het teruggekom na hom toe en hulle het agtergekom in wat se posisie hy staan nou ewe skielik in Egipte en so aan en so aan. En hierdie is nou die eerste keer wat hulle voor hom kom en hulle sê vir hom net voor hierso in vers 18 sê hulle vir hom, ons is u slawe. So wat hulle vir hom sê. Ons is u slawe. Dit klink nogal soos die verlore seun. Onthou ons dat in die storie van die verlore seun dan sê ek gaan teruggaan na my pa toe en dan gaan ek soos 'n slaaf vir hom werk. Sien met watter gesindheid kom die persoon wat vergifnis soek terug. Dis nogal iets om aan te dink. Met die storie van die verlore seun, wat doen die pa? Sê vir hom is reg, ek vergewe jou, jy kan 'n slaaf wees. Nee, hy sê ek vergewe jou, kom wees my seun. Ons gooi 'n party vir jou. Ons versoen die verhouding. Dis meer as net om iemand maar die benefit of the doubt te gee. Maar Josef het vir hulle gesê, na hulle vir hom nou sê, hoor hierso, ons is u slawe. Moenie bang wees nie, want is ek in God se plek? Dit waarvan ek nou net gepraat het van hoe dit absoluut koppel aan hoogmoed. Ons onvergewensgesindheid. Hy sê ek is nie in God se plek om nou te besluit of ek julle gaan vergewe of julle gaan straf of iets soos dit. Jy moenie bang wees nie. Want hy sê essensieel vir hulle, moenie worry nie. Gelukkig dink ek nie ek's God soos party ander ouens nie. Anders sou ek julle dalk nou groot moeilikheid gegee het. Want is ek in God se plek, vers 20. Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Sien hoe help dit om 'n verhouding met God te hê en om die groot prentjie te sien. Om selfs dan agter te kom dat die groot prentjie, hierdie komplekse puzzle van hierdie pragtige prentjie wat God bou in jou lewe. Partykeer is 'n puzzelstukkie verskriklik seer en vol pyn, maar as jy op die ou einde kyk daarna, dan sal dit altyd sê God is goed. Om 'n verhouding met hom te hê is om 'n klein venstertjie in die groter prentjie te kry, en as gevolg van dit maak hy dit vir ons makliker om te kan doen wat Josef hier doen. Hy sê, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. God het nie vir sy broers gesê, hulle moet doen wat hulle doen nie, maar God het geweet, hulle gaan dit doen, en hy het 'n belofte, nou ons leer later die belofte ook, maar hy het 'n belofte, dat hy alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom lief het. Hoor wat sê vers 21, dus moenie bang wees nie, ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hy hulle getroos en mooi met hulle gepraat. Vers 22, Josef het in Egipte bly woon, hy en sy familie. Dit was versoening. Dis redelik drasties. Nou, die realiteit van die saak van versoening, besef ek, is
verskriklik moeilik. Ek besef dit. Weereens hoekom ek nog heeltyd sê, hierdie preek gaan nie oor dat dit menslik sin maak nie, dit gaan oor hoe God dit modelleer vir ons. Om te sê dat elke persoon wat jy vergewe, moet jy altyd die verhouding versoen, is 'n baie tall order. En gelukkig kry ons self in die Nuwe Testament voorbeelde, dat ons kry dat jy in vrede moet leef met almal so ver dit moontlik is. En selfs met God se model vir vergifnis vir ons, wat doen hy as ons weier om saam te werk met sy vergifnis? So wat hy nie doen nie. Nou ons het 'n manier om hierdie te doen. So ek wil iemand vergewe, daai persoon is nog nie reg nie. Hulle sê ag, vlieg jy? En allerhande goed saam met dit en ons sê ag, weet jy, ongeskik. Ek het probeer regmaak, los dit. Ek het daar my deel gedoen. Ek het probeer vrede maak. Nou wat doen God met 'n mens as hy hierdie vergifnis vir hom bied? En hy bied versoening van verhouding. Hy gee vir hom 'n plan van hoe dinge van nou af gaan werk met die nuwe verhouding wat ek beplan na hierdie hele storie. God strek sy hand uit na ons. En as ons dit nie wil aanvaar nie, dan hou hy sy hand uitgestrek. Reg of verkeerd. God sê nie, weet jy, het getraai. Moenie jy weer terugkruip na my toe nie. Dis nie wat hy sê nie. As jy na 50 jaar besef, hy sy hand is nog steeds hier en ons kom tot ons sinne, dan vat hy ons, want hy het 'n deel vir ons gegee, hy het vir ons gesê, hierdie is hoe die verhouding gaan lyk. Ek bied nie net vergifnis nie, ek bied 'n plan van hoe ons nuwe verhouding gaan lyk. So ek dink wat ons prakties kan help rondom dit is. Onthou net, die nuwe verhouding na versoening kom, hoef nie te lyk soos die ou verhouding. Dit hoef nie te lyk soos die ou verhouding nie. Dis 'n nuwe verhouding. Ons sê nie ons probeer die ou een weer maak wat dit was nie. God het dit ook nie met ons gedoen nie. Hy het ons somme mede-erfgename gemaak saam met Christus. Hy het ons meer gemaak. So die nuwe verhouding hoef nie dieselfde as die ou verhouding te lyk nie. Niemand sê dat, eintlik moet ek nie voorbeelde begin gebruik nie, want is elkeen van ons self om dit uit te figure, maar in die geskiedenis van die kerk het ons baie mooi voorbeelde van mense wat baie drasties vergewe het en baie drasties versoening gebring het. Ek praat van as God in jou hart werk, dan kan 'n mens, en dit is 'n ware verhaal hierdie, dan kan 'n mens selfs die persoon wat jou kind vermoor het, na hy uit die tronk uitkom, aanneem as jou eie kind en 'n vaderfiguur vir hom wees. Sê ek hierdie omdat ek sê, dit is nou net maklik, is nie wat ek sê nie. Mense het dit al gedoen. Hulle beleef iets van God se liefde. So ons het nie 'n tekort aan voorbeelde uit die kerk uit, waar mense waaragtig waar die drastieste vorm van vergifnis regtig toegepas het nie, en selfs versoening gebring het nie. En dan natuurlik het ons die storie van Filemon. Nou, Filemon, en ek is besig om klaar te maak. Filemon, dis 'n baie kort boek in die Nuwe Testament. So Filemon was hierdie medegelowige gewees. Hy was 'n vriend gewees, sê hierdie gedeelte vir ons ook, van Paulus. So wat nou gebeur is Filemon het hierdie slaaf wat by hom gewerk het, Onesimus. Ons weet nie presies wat hy gedoen het aan Filemon. Maar ons vermoed hy het heel moontlik by hom gesteel of iets soos dit, maar hy het iets gedoen wat hom skade aangerig het. En dit het toe nou gelei op die ou en daarna, mense kan allerhande redenasies sê oor hoe dit gebeur het, maar dit het gelei dat Onesimus, die slaaf, nou uiteindelik in die tronk beland. Nou Paulus beland ook in die tronk as gevolg van die evangelie wat hy verkondig, so wonderlik, kyk net hoe laat die Here weer dinge ten goeie meewerk, maar hy beland ook in die tronk en daarso deel hy die evangelie met Onesimus en hierdie slaaf kom tot geloof. Nou, hoor nou hierdie mooi voorbeeld. So, Paulus besluit toe nou, dat hy nou vir Filemon, die meester van die slaaf, hierdie verhouding het ernstig skeef geloop, en Paulus besluit, hy gaan toe nou vir Filemon 'n boodskap skryf, oor wat hy wil hê, hy moet doen met hierdie slaaf, as hy uit die tronk uitkom.
Hy sê vir hom, hy is nou 'n medebroer, so hy moet hom aanvaar, soos wat hy homself, Paulus, sal aanvaar. Hy sê nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n broer. So is daar 'n upgrade in hoe daai versoening lyk. Daar is nogal 'n upgrade. Weereens is nie net vergewe en elkeen, nee, daar's versoening. Hy sê, moet hom nie aanvaar as 'n slaaf nie, maar aanvaar hom as 'n broer. So dis nou great, dis nou sy voorstel wat hy het. Hoor wat sê vers 17. Indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom asof dit ek is. En as hy jou enige skade berokken, hoor wat doen Paulus hier. Hoor in wat se posisie plaas hy homself. En as hy jou enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand, ek sal betaal. Wie is Paulus hierso? Paulus is hierso 'n Christusfiguur. Is hierdie verhouding wat absoluut verbrokkel het. Paulus kom, hy kyk wat betaal moet word, hy is bereid om te betaal. Hoekom? Wat kry Paulus uit dit uit? Was hierdie vergifnis vir Paulus? Hy het niks uit dit gekry nie. Dit was ter wille van hulle. My opinie sal wees, dit was heel moontlik ter wille van Onesimus gewees, nie ter wille van Filemon nie. Maar, hy plaas homself as hierdie Christusfiguur, hy betaal wat geskuld word, met die doel op wat? Die ultimate prys van vergifnis, versoening. Dis die doel daarvan. So, vandag is doodeenvoudig. Vandag se woord is doodeenvoudige herinnering, en as ons dalk nie geweet het nie, sodat ons kan bewus raak daarvan, van hoe drasties die liefde regtig is wat God van ons verwag om aan mense te bewys. Ek gaan nie hier voor staan en vir elkeen nou vertel hoe ons elke saak moet hanteer nie. Want ek weet nie. Ek weet daar's baie komplekse situasies en daar's makliker situasies. Maar hierdie is God se standaard. En dis wat hy van ons verwag. En mag ons nie vergeet dat hy 'n opdrag vir ons gee nie. Ons moet vergewe soos hy ons vergewe. En ek het in my lewe agtergekom. As ek nie dink ek's baie smart nie, en ek besef redelik baie goed hoe afhanklik ek van die Here is, dan raak dit baie maklik vir my om te vergewe. Want ek weet doodeenvoudig waar ek staan voor hom. Ek wil afsluit net met hierdie Psalm. Psalm 103 vers 8 tot 10. Hoor hierdie drastiese voorbeeld van liefde en vergifnis uit die Vader se hart uit. Die Here is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Hy sal nie voortdurend aankla of vir altyd kwaad wees nie. Hy straf ons nie soos ons sondes verdien nie en vergeld ons nie volgens ons oortredings nie. Want so ver soos die hemele van die aarde af is, wat oneindig ver is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hulle wat hom dien. Dit is 'n drastiese voorbeeld van God se liefde vir ons. En dis natuurlik nou nie net vandag 'n oproep op oor hoe ons dit verkeerd doen nie. Mag ons iets van sy hartklop sien in hierdie. Ek is so dankbaar dat ons so God dien. Dit gaan my verstand te bowe, dat dit is wie ons God is. En dit is wat hy ons roep om te wees vir ander mense. Die mens is oorspronklik in elk geval bedoel om sy verteenwoordiger te wees op aarde. So ons moet soos hy wees vir die mense om ons, en vir die diere om ons, en vir die plek waar ons leef, die gemeenskap wat ons het. Dis hoe ons dit reg kry. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u kosbare voorbeeld van vergifnis. Here, dankie dat u kies
Om nie net ons te vergewe nie, maar Here, dat U ook kies om ons verhouding met U reg te maak en nuut te maak. Een eenvoudige gebed vandag. Here, ek vra U in die naam van Jesus. Mag U ons help. Mag U hierdie gemeente help. Dat ons kan sien waar kan ons nie net vergewe nie, maar ook versoening bring. Geef vir ons wysheid om te sien hoe lyk die nuwe verhouding wat U verwag van ons met mense. Maar Here, mag ons besef hoe drasties die mense wat teenoor ons verkeerd gedoen het ook vergifnis benodig. Mag ons deernis vir hulle hê. Mag ons in ons hart beleef hoe afhanklik hulle is van U vergifnis en ons vergifnis en hoe afhanklik ons is van dit ook. Here, mag ons voor U nie groot kop wees nie. Maar mag ons weet wat U van ons verwag. Here, ek wil U regtig vra om ons bonatuurlike krag te gee met hierdie boodskap. Here, want ek is vas oortuig hierdie is een van die dalk moeilikste, diepste en menslik onmoontlikste opdragte wat U vir ons gee. Maar gelukkig, Here, gee U vir ons die Heilige Gees. En al is dit menslik onmoontlik om mense so te vergewe, mag ons U liefde so diep beleef dat ons dit kan doen. Dankie, Here, dat U hierdie dinge vir ons wys en dat U ons help. Ek bid dit in Jesus se naam.